Die Here is goed. Ek weet die wêreld sug ook vir die koms van die Here. Maar in hierdie oomblik is ons opgewonde, daar's 'n groot verwagting in my hart vanmôre. Toe ek wakker word, toe sê ek, Here, wat het U vandag vir my instoor? Ek hoop U hart is oop om te ontvang. En die Heilige Gees, God homself, is hier by ons teenwoordig. En wanneer die Here in ons midde is, weet ons is op heilige grond. En daarom kan ons vra en verwag die begeertes van ons hart en die Here sal dit vir ons gee. So ek wil vra, kom ons buig ons hoofde, kom ons bid tot die Almagtige en ons vra hom om ons harte vanmôre oop te maak om waarlik te ontvang. Hemelse Vader, wat 'n voorreg om vanmôre hier in hierdie diens te vergader in U heilige naam. Vader, kom in U volheid vanmôre. U is welkom in ons midde. Here, ek bid dat U deur die Heilige Gees ons sal help om ons harte oop te maak. Oop te maak om te kan ontvang, Here. Plek te maak vir daardie onverganklike saad, Here, U woord. Here, gee vanmôre dat daar 'n verlange in ons harte sal kom om net nader aan U te wees. Help ons om die sorge van die lewe, al ons probleme, al ons tekortkominge, net vir 'n oomblik neer te sit. Hier terwyl ons staan voor U, Here, en om vry te wees om te kan ontvang. Maak ons gedagtes stil, Here. Skep 'n verwagting in ons hart. En Here, gee dat U Heilige Gees die geleentheid kry om U woord vir ons oop te breek vanmôre, sodat daar nuwe verwondering in ons harte sal wees, sodat daar 'n nuwe jubel, 'n nuwe huppel in my stap sal wees. Here, kom in U volheid en in U krag. Daar waar daar seer is, daar waar daar bekommernisse is, bid ons, Here, dat U sal ingryp. Want niks is vir U onmoontlik nie. U is die God wat vir ons voorsien. Here, niks is vir U verborge nie. U sien alles. Want alles kom aan die lig, want U is lig. En daarom bid ons, Here, dat U ook in daardie donker, skemer plekke van ons lewe sal lig verskaf, sodat ons verligting kan ontvang en U naam kan loof en prys daarvoor. Here, ons loof en ons prys U. En ons dank U vanmôre ook vir hierdie herinnering, die nagmaalstafel. Gee dat ons met alle vrymoedigheid sal kom en ter herinnering van dit wat Jesus vir ons vermag het aan daardie kruis, dat ons dit in gedagtenis sal bring, dat ons sal onthou sy liggaam was vir ons verbrysel, sy bloed was vir ons gegiet, tot vergewing van sondes. Halleluja, ons loof en prys die Here. Seën ook die spreker en gee dat U woord ons harte sal aanraak vanmôre. Dis my gebed in Jesus kosbare naam. Amen. Amen. Net gou die afkondigings, jy mag gou sit, dis 'n bietjie oefening. Ek gaan probeer kort wees. Baie dankie vir pastoor Jaggie wat nog aan die woord is in my plek. My oë sterk aan. Ek sê vanmôre vir baie, ek gaan nou aan die positiewe kant van die pendulum bly. So wat dan nie goed gaan of goed gaan nie, gaan ek sê dit gaan goed. Spreek positief uit, dan gebeur dit ook. Maar dit gaan goed, baie dankie vir julle gebede. So kom ons kyk wat lê vir ons voor in Mei. Kan julle glo 1/3 van die jaar is om? En ons gaan nog hier staan, dan gaan ek sê, kan julle glo 2/3 van die jaar is om? Time and tide waits for nobody. Maar ek loof die Here, hy het ons deurgedra, en ek glo en vertrou, hy sal ons ook nog verder deurdra.
So in my maand, ons het nou komende donderdag, is ons Golden Aldi's se byeenkoms, en ek dink die keuse wat hulle gemaak het, is lekker curry en rys, en ons is nou juis na die eerste koue fase van die nuwe seisoen wat kom. So asseblief, julle moet registreer by Elaine, dis nou komende donderdag om 10 uur die oggend, en julle gaan daar woord ontvang, daar die samesyn geniet, en dan ook lekker curry en rys en jelly en vla na die tyd geniet. So kom asseblief op na daardie samesyn toe, registreer net by Elaine, en dit is natuurlik R30 per persoon om al daardie bestanddele dan aan te koop. So jy moet asseblief vanmôre by haar registreer. Dan het ons komende Sondag is Moedersdag. Halleluja. Waar ons weer ons moeders net eer en bring die kinders ook saam. Ek dink dit sal 'n goeie ding wees. Dalk sal die Here pastoor Jaggie lei om bietjie met die kinders te praat op Moedersdag. Dan het ons die 18de vir Barnies Slabbert, die môre by ons. Daardie aand het ons broodjie aand, maar weer ietsie niets. Ons gaan in daardie aand, so die aanddiens wat 6 uur begin, vir die wat nou nog nie weet nie, elke derde naweek of elke derde week van die maand, het ons 'n tafelgesprek agter in die saal. Ons bring ietsie soets of sout saam, sodat ons na die tyd lekker saam kan kuier, koppie koffie kan drink. Maar hierdie die 18de Mei, daardie aanddiens, gaan daar 'n Bybel vasvra wees. So dit is lekker, die vorige een wat ons gehad het, ek dink ons kon vir ure aangegaan het, so lekker was dit. So asseblief, kom saam met ons, kom neem saam daaraan deel, en geniet die samesyn. En dan is ek weer terug aan die woord, die 25ste. Prys die naam van die Here. Goed, ons gaan dan nou die Here se naam groot maak, en ons lofprys en ons aanbidding, waarna pastoor Jaggie vir ons die woord gaan deel, en dan gaan ons die nagmaal mee afsluit vanmôre. Baie dankie, worship warriors. Dankie pastoor. Gemeente, kom ons staan saam en dan lig ons die Here se naam, maak sy naam groot, lig ons sy naam op. Kan u hande oplig? Ons gaan bietjie lift Jesus higher vanmôre. Amen. Sê vir die persoon langs jou, Jesus loves you. Amen.
sing na die lof en na die eer vanmorgen. Ons roep uit na U, Jesus. Ons roep uit na U vanmorgen. En dankbaarheid roep ons uit na U vanmorgen. En ons sê dank U. Dank U, Jesus.
aan. Hy is hier in ons midde. Dankie Here dat U hier ontvou en dat U hier met ons is geworden. Die Gees is hier teenwoordig. En Here, daar waar iemand vanmorgen hulle hand opsteek of uit die knol toe. Vra ons Here dat U sal ingryp. Here dat U sal help draai waar tree gegee word in die geloof vanmorgen. Help ons Here. En Here, dankie. En dankie dat U met ons is. En dankie dat ons die teenwoordigheid vanmorgen hier kan voel. Ons gee U al die lof en al die eer vanmorgen. Dankie Jesus. Dankie Here. Halleluja. Amen en amen. Dankie Here. U kan nie so plek in my kracht is. Halleluja. Hartelijk goeiemorgen. Goeiemorgen. Loof die naam van die Here. Ek is so bly dat ek die voorreg het om weer vanmorgen die boodskap te kan bring. Dankie pastoor Theo, kerkraad, gemeente. Dit is vir my 'n uitslike voorreg. Loof die Here. Ja, ons is besig met 'n reeksie van Goeie Vrydag af. En ek moet nou my bes probeer, want die microfoon wat ek oor my ore sit, wil nie so lekker werk vanmorgen nie. So ek het nou net een hand om al die goedjies te doen. En ons Gideon sê, het my gevra om maar weer te druk met die Romeis microfoon. Ok, ons gaan saam lees uit Hebreërs hoofstuk 2 en in 1 Petrus 2. Ek kan die Bybel oopmaak by Hebreërs hoofstuk 2 en ons gaan vanaf vers 10 lees. Soos ek gesê het, ons is besig van Goeie Vrydag af om te praat oor die offer wat die Here Jesus vir ons gebring het. En hoe hy gelei het, hoe hy verneder was, en ons laas Sondag praat oor sy verlooching, en wat hy alles moes doen, waar hy opgestaan het uit die dood, lewend gemaak deur die Gees, prys die Here. So ons gaan nog voortdaal en vanmorgen, wil ons met die praat oor die oorwinning van die Here Jesus oor die dood, eintlik maar oor die sonde, maar die dood is mos net so oomblik nie. Sê, jammer daaroor. Maar julle sal my moet verdra vanmorgen. Ek het mos 2 hande nodig eintlik om te werk hierso. Maar ons het gepraat oor die oorwinning van ons Here Jesus Christus. En vanmorgen gaan ons eintlik nou praat oor sy groot oorwinning oor die vyand. En wie is jou vyand? Ek sê, wie is jou vyand? Geestelik. Die duiwel. Is dit reg? Die duiwel is ons die vyand. Ei man, hy is 'n geweldige vyand. Nou, as jy kyk na die skrif waar hy, dankie Dieter, waar hy tevoorskyn tree en wat hy alles kan doen, dan weet ons het 'n formidabele vyand. Nee? En die Bybel sê vir ons moet ons standvastig weerstaan en teen hom veg. En ons dank die Here dat ons dan vanmorgen ook kan praat oor die oorwinning wat die Here Jesus behaal het oor die sonde en die dood natuurlik en oor die vyand homself. Amen. Prys die Here vir sy goedheid. En wat is die werke van die duiwel? Waarom ken ons hom? Wel, hy is nou een God se vyand, hy is God se teestander. Satan beteken teestander, hy is God se teestander. En hy het 'n koninkryk. Hulle is uitgewerp en die skrif sê vir ons 'n derde van die hemelse engele
en hulle is gewerk. Okay? Hulle betree die aarde, onder die aarde, in die hemel. Dit klink vir ons asof hulle onbeperkte beweging het en toegang het en invloed uitoefen op die mensdom. Lees ons byvoorbeeld in Openbaring hierdie geeste wat uitgaan en die volke versamel vir oorlog en al die tas van dinge, hoe hulle die Here laster, sy vyand is. Dan weet ons dat die Satan die owerste van hierdie wêreld, die skrif noem hom die owerste van die wêreld, die God van die wêreld, wat op baie maniere manifesteer. Ook in die afgodsaanbidding, afgodsbeelde. Paulus sê mense wat daar offer bring, offer eintlik maar aan die duiwel of aan duiwels. So ons het die koninkryk van lig. God is lig en in ons geen duisternis. Is dit reg? Ok, ek dink maar weer almal van ons weet op watter terrein ons nou beweeg, maar ons gaan vanmôre 'n bietjie op die terrein ook van versoeking beweeg. En kyk hoe die Here Jesus versoeking weerstaan het. En die kruks van die boodskap vanmôre is hoe ek as 'n gelowige in Christus se oorwinning kan deel. Amen. Hoe ek as 'n gelowige die duiwel kan weerstaan. En ook versoekings en dinge kan onderskei. Waarop dit aankom en waar ek is in my geestelike lewe. En hoe ek dan nou oorwinning kan kry. Amen. Want hierdie tafel is 'n tafel nie van nederlaag nie, maar van oorwinning. Halleluja. Halleluja. Amen. In Openbaring 12, vers 11 sê hy, en hy praat van die vyand en so meer, ons van op dat dit aanraak, maar hy sê, hulle het hom oorwin. Hoe het die gelowiges die duiwel oorwin? Deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis. As dit twee dinge wat die duiwel regtig oorwin, is die volle vertroue in die kragtige werking van die kosbare bloed van die lam. Want ons is gewas in sy bloed, is dit reg? Ja, hy het ons gewas in sy bloed en ons konings en priesters vir sy God gemaak. Prys die naam van die Here. So dit, die bloed op jou lewe aangewend, maak jou heilig vir die Here. Sit jou eenkant vir God. Hy het jou oorgebring uit die mag van die duisternis, oorgebring na die koninkryk van die seun van sy liefde. Dis jou posisie as 'n kind van die Here. Amen. Ons gaan die boodskap afsluit met Romeine, die laaste hoofstuk van Romeine, wat sê, dat die Satan is onder ons voete. Dank die Here daarvoor. So, help, bid vir my, terwyl jy luister, en die Here my help, dat ek hierdie groot tema en gedagte vanmôre op die regte manier aan u kan oorbring. Loof die Here vir sy trou en sy goedheid. Kom ons vra die Here, ons net bid dat die Heilige Gees net van ons sal besit neem en die salwing van die Heilige Gees oor ons sal kom. Want hy wat in ons is, die Heilige Gees, is groter as hulle wat in die wêreld is. Die geeste van die Antichrist, die duiwels. Here, ons vra nou in die naam van Jesus, salf ons as 'n gehoor en hou ons vas en leer ons die woord vanmôre, ook ons verstand om die skrifte te verstaan. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ok, kom ons lees saam in Hebreërs hoofstuk 2 vanaf vers 10. Want dit het hom betaam, is nou die Here, terwille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerking van hulle saligheid deur lyde te volmaak. Want hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uiteen. En om hierdie rede skaam hy hom nie om hulle broeders te noem. Wanneer hy sê, ek sal U naam aan my broers verkondig, in die midde van die gemeente sal ek U prys.
Dis 'n quotasie uit Psalm 22. En verder, ek sal my vertroue op hom stel, en verder, hier is ek en die kinders wat God my gegee het. 2 quotasies uit Jesaja 8. Nou maak hy 'n gevolgtrekking. Hy sê, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy, dis die Christus, dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot nie kon maak wat mag oor die dood het, dis die duiwel, en almal kon bevry wat hulle hele lewe lang uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broers gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Prys die Here. En dan oor 2 Petrus, hoofstuk 2, vers 21 tot 24. Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. En net om sê, hoe kan ons deel in die oorwinning van ons Here Jesus Christus? En as net een manier, ek moet in sy voetstappe volg. Amen. Ek moet regtig Jesus as my rolmodel neem. Hy is my kampioen, hy is my held, hy is die een wie ek navolg. Dis hy wat vir my voorloop, my oë moet die hele tyd op hom gerig wees. Kan julle daar amen sê? Dis reg. Kyk net hoe pragtig, hy sê vers 21, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Nou gaan hy vir ons sê, die terreine, hoe ons die voetstappe moet navolg. Hy sê, hy wat geen sonde gedoen het nie, in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar het oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedraai het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Halleluja! Prys die Here vir sy trou, vir sy liefde en vir sy goedheid. Halleluja! Ons moet eintlik by die begin waar Jesus versoek is. En ons gaan daar na Matteus hoofstuk 4 vanaf vers 11 gaan kyk na die versoeking van die Here Jesus. En dit is hoofstuk 4 vers 1 tot 11. Toe Jesus deur die Gees weggelei die woestyn om versoek te word deur die duiwel. Dus hy is net na hy gedoop is en die Heilige Gees op hom neergedaal. Toe lei die Heilige Gees hom in daai periode van afsondering en vas en wag op God vir die bevoegdheid om sy bediening te kan begin. Ons lees nou daarvan. Hy sê nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, hy naderhand honger geword. En die versoeker het na hom gekom en gesê, so die duiwel is die versoeker. Hy is die versoeker. Okay? As jy die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Toe neem die duiwel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan en sê vir hom, as jy die seun van God is, werp jouself af,
Want daar is geskrywe, nou quoteer hy in Psalm 91, hy sal sy engele bevel gee aangaande u, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. Jesus sê vir hom, daar is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Weer neem die duiwel hom saam na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid en sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee as u neerval en my aanbid. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna die duiwel hom laat staan en daar het engele gekom en hom gedien. Vriende, nou kyk nou net 'n bietjie na hierdie versoeking. Die duiwel werk eerstens op die basiese dramme wat in 'n mens is. Die hongerdram, is dit reg? As jy die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. Jy's mos die seun van God. Jy kan ons net sê, klippie, word nou vir my 'n lekker koekie, jy weet, of 'n broodjie. En ek wil hom graag so en so en so, en sjoe, hy sal so verander. Maar dis nie waarvoor die Jesus gekom het nie. Nee? En wat antwoord hy? Jy sal nie van brood alleen leef nie. Nou ek wil nou vandag vir jou sê, as ek nou dink aan die hongerdram, en hoe lekker dit is om te eet, ek val totaal en al, wanneer het kom by vas, en honger word, en honger bly. Wie van julle is kampioen vassers? Ouens wat regtig kan vas, vir 'n week, of miskien 8 dae of so. Die beste wat ek kon doen, was 3 dae, of 4 dae, toe ek baie jonger was. Maar ek bely openlik vandag, lekker kos is vir my, vas is vir my, regtig 'n baie moeilike ding om te doen. Ek probeer dikwels, maar ek was nie baie suksesvol daarmee. Maar hier is die Here Jesus, 40 dae, ouens, nou wil ons nie op die mediese goede ingaan en so nie. Ek moes water gedrink het, want jy kan net 3 dae, hoogstens 4 dae sonder water wees, dan gaan jy heeltemal dehydreer. So, daar is baie fonteine in die woestyn en so aan, hy water gehad, definitief. Maar in elk geval, dink net 'n bietjie daaraan, hoe die Here Jesus oorwin het. Hoe die Here Jesus oorwin het. Halleluja. Man, ek bewonder die Here so. Wanneer ek dink aan die versoekings en hoe hy oorwin het, dan bewonder ek hom absoluut vanmôre. Nou, ek wil net ietsie ingooi, weet. Die tweede sterkste drang is die geslagsdrang. Die drang na seksuele bevrediging in mans en in vrouens. Maar ons lees niks daarvan omtrent die Here Jesus Christus. En julle het dit al opgemerk? Ek dink nie op daardie terrein is daar enigiets genoem nie. Maar weet jy wat sê Jesus? Hy sê vir sy disippels, of hy sê vir die mense, hy praat oor egskeiding, hy praat oor verhoudings. En hy sê as 'n man 'n vrou in sy hart begeer, met welle kyk na daai vrou, dan het hy eintlik alreeds in sy hart egbreuk gepleeg. So die Here Jesus was in alle opsigte, ook in hierdie terrein, was hy versoek, maar hy oorwin. Maar daar word niks vir ons daaroor gesê in die skrif wat ek kan lees, maar ek maak hierdie afleiding, dat hy het absoluut in alle opsigte oorwin. Maar in hierdie geval, in Matteus 4, die versoeking van Jesus, sien ons, die duiwel quoteer ook nou vir hom skrif. En hy sê vir hom, jy kan maar hier van die tempel afspring, man. Jy is maar die seun van God. En wat die skrif sê, hulle sal jou op die hande dra. Die engele sal jou bewaar, jy sal niks oorkom. Maar die Here antwoord hom. Die Here antwoord hom. Nee, jy mag die Here jou God nie versoek. Liewe vriende, die duiwel kom
partykeer op slinkse maniere om ons te versoek, selfs uit die woord uit. En so aan, maar daarvoor moet 'n mens biddend bly en die Here vertrou om jou leiding en wysheid te gee. Maar wat is hierdie versoeking? Hierdie versoeking is eintlik om sy karakter, sy afkoms, sy karakter en sy verhouding met God te toets. Nee? En dit was meer, jy weet, 'n versoeking eintlik 'n manier van, as jy regtig dan is wie jy sê jy is, wie hulle sê jy is, dan kan jy mos hierdie tipe dinge doen. Want die Here onderskeide en hy kry oorwinning. Die volgende was oor sy missie en sy roeping. Hy is mos nou hier om die koninkryk van God te kom vestig. Hy kom ons nou die koninkryk van God aanbied vir die volk. En nou sê die duiwel wys hom eintlik 'n kort pad en sê, wie wat net, as jy my net een keer hulde bewys, as jy net een keer my erkenning gee, as jy net 'n sweepie van aanbidding gee, weet jy wat, en dan gee ek vir jou alles. Jy hoef nie die lyding te gaan deurgaan nie. Jy hoef nie gekruisig te word nie. Jy hoef nie al hierdie verskriklike smarte en goed wat jy weet vir jou voorlê deur te gaan nie. Hier is die kompad. Gee my net, bewys my net hulde. En weet baie mense het geval voor hierdie versoeking vir rykdom, mag en krag en so, en hulle siele verkoop aan die bose, aan die duiwel, om vir hulle daar uit te kom. Want die Here het nooit daardeur toegegee nie. Prys die naam van die Here. Nou dwars deur sy bediening vind daar subtiele en dikwels direkte konfrontasies met die vors van duisternis plaas. In Johannes 14 vers 30, net voordat hy in Getsemane ingaan, sê die Here iets. Hy sê, die owerste van die wêreld kom en het aan my niks nie. Dis die uur van duisternis. Die owerste van die wêreld kom en het aan my niks nie. Anderwoorde, ek is reg vir die geveld. Hy het geen aanspraak op my nie, hy het geen hefboom op my nie, hy het niks aan my nie. Jy weet, en dis wat die skrif sê, gee aan die duiwel geen plek nie. Gee aan die duiwel geen plek nie. Jy moet so versigtig wees, nee, want hy kom en as hy 'n opening kry in jou lewe, dan slaan hy toe. Hy slaan toe. Sy strategie is om te mislei en te verlei, en as hy dit nie meer kan regkry nie, dan begin hy jou vervolg. En dan raak hy gewelddadig. En dan raak hy moorddadig. Want in wese is hy 'n leuenaar en 'n moordenaar van die begin af, sê die Here Jesus. Hy kom om te steel, te slag en te verwoes. Prys die Here. En nou sê Petrus vir ons iets omtrent die lyding van die Here Jesus Christus. En as jy nou dink aan wat alles gebeur het, daar van Getsemane, hoe hulle hom hanteer het. En ek sien nou die nog op Netflix, jy kan weer kyk na The Passion of the Christ, wat so pragtig uitgebeeld word. En sy vernedering, hoe hom geslaan het, hoe hom mishandel het, hoe hulle hom bespieg het, hoe hulle allerhande verskriklike goed aan hom gedoen het, om hom uit te tart, om hom te beledig, om hom te verneder. En vriende, jy weet, ons is nie op daai plek waar ons daai versoekings, maar partykeer dan kom hierdie goed, dat mense jou beledig, dat mense jou vertrap, dat mense jou misbruik, dat mense vir jou lieg, dat mense jou trotseer, en provokasie, uitlok, en al so meer. Jy weet, ek dink nou daar by EFF, wat nou daar by Kleinfontein, hulle speakers en goed, en nou stort hulle al die goed uit oor die mense van Kleinfontein. Wat is die mense gevoel? Dis nou provokasie in die hoogste sin van die woord. En wat gaan hierdie mense jou siel versondig?
wat het Jezus gedoen? Dis die belangrike ding, jy weet, wat het Jezus gedoen onder sulke verskriklike provokasie? Die skrif sê, hy was soos 'n lam wat stom is vir sy speurders. Elke ding het 'n reaksie. Die basiese reaksie wat ons het is veg of vlug, is dit reg? Dis mos die basiese ding, veg of vlug, as iets verskriklik vanaf op jou kom, of jy hardloop of jy beklei. En daai reaksie moet getemper word deur die gees van die Here, deur die krag van die Here, as jy die voetstappe van die Here Jesus Christus wil navolg. Dan kan jy indink wat Satan en sy demone probeer regkry. Hier is die Here Jesus besig as die hoëpriester om homself aan God te offer sonder smet of sonder sonde. Nou as hulle net kon regkry om hom 'n foutjie te laat maak. As hulle dit nou net kon regkry dat hy homself vererg en terugkap. As hulle nou net kon regkry dat hy iets verkeerd doen wat nie volgens die skrif en volgens die pad is wat God vir hom uitgemeet het om te loop nie. Dan het hulle die oorwinning gehad. Is dit reg? Dis hoe ek dit nou begin dink en dis moeilik om alles wat in 'n mens se gedagte omgaan en vanmôre met u te bespreek. Maar kan jy jouself in die posisie van die Here Jesus Christus indink, waar hy jou spoeg, waar hy jou slaan, onskuldig, gegeesel, al die smartvolle dinge wat hy deurgemaak het, nee. En as hulle dit net kon regkry om hom een keer te laat sondig, hy moes homself handhaaf en op sy reg staan. Dit sou ons mos vir hom gesê. Here, jy weet, ek ben hoeveel keer het jy gesê, man, ek laat my nie voorskryf nie. Ek laat my nie so beledig nie. Ek haat dit om misbruik te word. As jy my vloek ek jou. Terug te skel. Te dryf, terug te klap. Is dit nie basies maar hoe ons is nie? Is dit nie reg nie? Julle lyk vir my, dis allerheilig vanmôre. Ek wil graag hê jy moet bietjie dink, jouself in die plek van Jesus indink. En wat sou jy nou basies maar gedoen het? Jy weet? En die duiwel het probeer om hom opstandig te maak, om aanstoot te laat neem. En dat hy kan sê, ek kan dit nie meer vat nie. Waarvoor moet ek die vark in die verhaal wees? Wraakgedagtes kry. Onvergewens gevind word. En te haat. Want hier is die duiwel, hy blaas haat. Hy blaas allerhande verskriklike goed. Dit moes 'n bose atmosfeer gewees het. Soos wat hulle die duiwels te kere gegaan het. Jy weet? En wanneer 'n mens aanstoot neem, is jy op dun ys. Ek het 'n keer in 'n kerkraadsvergadering aanstoot geneem en ek is nou nog spyt daaroor. Maar die oomblik wanneer jy aanstoot neem in enige situasie, dan is jy op dun ys. Want dan is jy emosioneel so blootgestel. Dan is jy nie op 'n goeie plek nie. En jy kan wat dink aan jou werksituasie, al die verhoudings en goeders, die oomblik wanneer jy in daai gaatjie trap van aanstoot neem, dan is jy eintlik in die moeilikheid. Maar daar hang die Here Jesus en hy vat dit alles, elke hou, elke ding wat teen hom kom, vat hy as die lam van God. Hy is die hoëpriester wat homself offer. Hoe maklik kon hy homself bejammer het? Is dit nie 'n goeie ding vir ons op nie? Wanneer dit so sleg gaan, begin ons homself bejammer.
dink die mense van my? Nou, baie keer is ons reaksie in ons, wat ons doen, word gegrond op die konsep wat ons het van wat dink die mense van my. Hoe lyk ek vir die wêreld? Hoe lyk ek vir my vyand? Ek wil nie swak lyk nie. Vriende, die Here Jesus was in alle opsigte beproef. Want ek dink die duiwel het probeer om net oor die drempel te stoot. Jy weet, as ek net kon regkry om Jesus heeltemal oor die drempel te stoot. Amper soos 'n stoeier. Nou die dag weer na, ek hou nogal daarvan om te kyk na die ouens wat so lekker stoei met mekaar. En die ou die het die ander ou hier om die nek en hy trek hom en hy trek hom en toe klap die ander. Wat beteken dit? Ek gee op. Ek gee op. Die Here Jesus kom opgegee het sy wou. Hy vir Petrus gesê, dink jy nie, die Vader sal vir my 'n legioen engele of 12 legioene engele beskikbaar stel nie. Hoe maklik kon hy sê, Vader, ek het nou genoeg gehad, dat die engele maar oorneem. Dink jy, as jy aan jouself dink, as ek aan myself dink, of ek ook so uitlok, nee, ek kan dit nie meer nie. Maar miskien is jy op die plek van môre waar jy sê, kan nie meer nie. Kyk na Jesus. Hy het nog nooit op die plek gekom waar hy sê, kan nie meer nie. Ek het nou net mooi, ek is nou verder. Ek is nou verby. Wie is my bedanke? En weet wat ek sê? Nee, ek wil nou nie die Here vanmorgen. As ek so dink aan wat het kost dat hy sy bloed van my gegee het, en wat hy moes deurstaan, wil ek die vanmorgen sê, ja, ek aanbid. Ek aanbid. En die duiwel op alle manier probeer het om u te mislei, om u te verlei, om u te vervolg, tot die dood probeer om net te kry dat jy ietsie verkeerd sê of doen, dan sou daai offer 'n mislukking gewees het. As die duiwel het kon regkry dat Jesus net een sonde of fout maak buite die wil van sy Vader, vriende, dan sou hy mag oor hom gehad het in die doderyk. Want wie lees ons? Wie het mag oor die dood? Wie het mag oor die dood gehad? Die duiwel. Hoe het hy mag gekry? Wie is die feit dat ons gesondig het? Adam en Eva gesondig het ons daai, ons word ons sonde gebore en ontvang. Halleluja. Ja, hier is goed vir my. En dan nou die sleutel verklaring. Dis wat Jesus sê in Openbaring 1. Hy sê, ek was dood. En kyk, ek lewe tot in ewigheid. En ek het die sleutels van die doderyk en die dood. Hoe het hy dit verkry? Deur proklamasie, deur oorwinning, deur sy sondelose offer wat hy gebring het, as die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Prys die naam van die Here, halleluja. Geliefdes, luister, kom ons rond hierdie gedagte af, en ons gaan net 'n bietjie na Romeine, vers 20.
En die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle. Wat het Paulus in gedagte gehad? Want jy kan hierdie skrif op baie maniere interpreteer. Vir my as 'n persoon beteken dit dat Jesus Christus en die sleutels van die doderyk en van die dood, hy is die magtige oorwinnaar. Ek is duur gekoop met die bloed van Jesus Christus. Amen. Deur sy wonde het daar vir ons genesing, bevryding gekom. Sy bloed reinig my van alles. Halleluja, prys die naam van die Here. Sy gees wat ek in my hart gestuur het, is die onderpand van my saligheid. O, prys, dis die waarborgsom dat God my in die holte van sy hand het en ek sy eiendom geword het. Halleluja. Niks kan my skei van die liefde van God en Christus Jesus. Daarvoor gee ek hom alle prys, alle lof en alle eer. Ek dink Paulus het nog iets meer in gedagte gehad, as net daai persoonlike ervaring van oorwinning. Want Jakobus skryf ook, ek val myself nou in die rede, maar Jakobus skryf ook in hoofstuk 4, hy sê, onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van jou wegvlug. Waarom? Omdat jy gelowig is, omdat jy kind van die Here is, omdat jy nie meer onder die mag van die vyand is nie, jy behoort nou aan hom. Jy behoort aan Jesus, jy oorwinnaar. Halleluja. Hierdie teken sal volg vir die wat glo. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Amen. Hulle sal hande op die siekes lê, hulle sal gesond word. Vriende, die Here se triomf en oorwinning oor die vyand is absoluut volkome. Dank die Here daarvoor. Halleluja. Nou goed, hy sê, die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Wanneer? Wanneer sy koninkryk kom, wanneer hy ons kom haal, wanneer hy ons finaal by hom het, halleluja, dan deel ons in volheid oor die vyand. Die duiwel werk nog. Hy is nog springlewendig op aarde. Maar hy het nie meer mag oor die doderyk en die dood. Dit is die belangrike ding. Want ons lees dit Openbaring, veral van hoofstuk 12, 13 en 14. Hoe dan die Satan aanbid gaan word, hoe die hele wêreld agter hom aan gaan loop, en ons lees hoe hy laster teen God en teen die hemel en die Godstad en teen Christus. Ja, hy is nog actief betrokken tot die laaste toe. Maar op laas sal 'n engel kom en hom vat en hom in die bodemlose afgrond indruk en hy put bo hom toemaak. En die wêreld sal rus hê en vrede hê. Wie wat sal dan gebeur? Mense sal nie meer oorlog maak. Al die hele militêre opset van die wêreld soos hierdie sal redundant wees, soos hulle sê. Dit sal iets wees wat glad nie meer nodig is. Glad nie. Hoekom nie? Maar die duiwel wat die mense opstandig maak en die duiwel wat die mense aanhits is weg. Halleluja. Prys die Here. Hoor jy probleme het. Jy kan gaan kyk. Foute wat jy gemaak het, moeilikheid wat jy gemaak het, besluite wat jy gemaak het, wat verkeerd was, maar wie wat agter dit alles sit daar 'n vyand. Die mag van duisternis. En ek wil jou vanmôre aanmoedig om hierdie nagmaal vanmôre te gebruik en die gees van ek sal oorwin. Ek sal oorwin deur die bloed van die lam en die woord van my getuienis. Ek sal spreek teen die duiwel. Ek sal hom bestraf in die naam van Jesus. Ek sal gesag neem oor sy werke.
Ek sal vra, Here, help my om te onderskei waar ek met die vyand te doen het. Wat het bereik ook al. Onthou, sy strategie is misleiding, verleiding en vervolging. Ja, dit ons nou genoeg daaroor gesê, nee. Kom ons bid net saam. Here, ons dank U dat liefde oorwin het. U liefde was so groot vir Vader en vir ons, dat U dit alles Here Jesus uitgestaan het. U het alles uitgestaan, want liefde is groter, lig is groter as duisternis, liefde is groter as haat. Here, dankie. Gewonder Paulus skryf en sê dat U het die owerstes uitgeklee en in die openbaar tentoongestel en oorwig getriomfeer. Dankie, Jesus, dankie. Dankie vir U goddelike oorwinning, Here Jesus. Ons bewonder U vanmôre en ons aanbid U, want U is wonderbaar. Here, die skrif sê, U was in alle opsigte versoek, net soos ons, maar sonder sonde. En nou is U die hoëpriester wat ons kan help met ons versoekings, met ons swakhede, met ons probleme. En Here, elkeen van ons het swakhede, waaroor ons nie graag praat, waaroor ons dalk skaam voel. Here, ons vra vanmôre, versterk ons deur die krag van die Heilige Gees en salf en seën ons, Here, dat ons wanneer ons hierdie nagmaal gebruik, ons bonatuurlike vermoë en krag sal hê om oorwinning te behaal. Ons eer, ons aanbid en prys vir U liefde. Geliefdes, die Here het in die nag waarin hy verlaai is, die brood geneem en het gebreek en gesê, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Hy het ook die beker geneem en gesê, dis die beker van die nuwe verbond in my bloed uitgestort vir die vergifnis van sondes. En Paulus sê, wanneer ons hierdie brood eet en hierdie beker drink, dan verkondig ons die dood van die Here totdat hy kom. Halleluja! Here, ons doen dit op U gedagtenis vanmôre. Ons het weer so flissies by die kruistonele gekom, Here, en wat U alles moes deurmaak vir ons. Help ons om in die voetstappe te volg. Help ons om nie terug te skel as ons geskel word, terug te vloek as ons gevloek word. Here, help ons om te loop die pad wat Jesus geloop het. Versterk ons, help ons, Here, in ons daaglikse omgang in hierdie wêreld met mense. Ons bid dit in Jesus naam. Die volk sê, Amen. Amen. Prys die Here.